Johan, goeiedag. Johannes Louis Liebenberg, hoe gaan het met jou? Louis, goed en jy? Lekker man, lekker. Johan, Louis, het jy 'n oomblik om te gesels of moet ek jou terugbel? Jy kan gerus praat. Ek is net op Bluetooth. Ek wil net vinnig my oorpuntjies uithaal. Okay. So ek is nou by jou, hou net vas. Ek waardeer, dankie man. Kan jy my hoor? Yes, ek hoor vir jou. Dankie Johan. Daar's hy. Nee, jy kan gerus praat weer. Okay. Johan, ek het 'n ontleding gedoen nou oor 'n redelike tydperk van julle teen Louis Liebenberg Liebenberg 3 groep. Ja. Julle het so 1.2, 1.3 duisend mense, nê. En Ja, so 1.1, so 1100 plus minus. okay. Ek sien wie julle admin en moderators is, maar jy is die enigste een wat ek werklik kan voel ek kan mee praat. Ek het mooi bly. Ja. Right. Okay. Nou kom ek sê jou waar my probleem lê. Ek het die likurateur se advokaat gaan sien en saam met Susan en Jacqueline gesit en hulle het 5 minute gesit, toe kan ek nie meer met hulle praat nie, want hulle verstaan nie my punt nie. Sou die rol van die vyandgroepe wees, of wat ook al jy dit wil noem, teen Liebenberg groepe, om iets te bereik vir die JB-vennote of beleggers, of wat ook al jy dit wil noem. Wat sou die doel wees van die beledigings wat nie ophou? Wat is daai doel? Ek sit nou op daai blad en ek gaan alles deur en ek probeer verstaan en ek wil nie dreig of niks nie. Ek sê net ek probeer nog steeds verstaan. Jy het ons laat verstaan en ek het nogal vir Nikkie gesê, miskien is dit 'n ou wat wel 'n skoon pad gaan loop en hy fokus op die besigheid en hy fokus op die belang. Maar ek sien dit nie. Ek kyk, miskien kan ons saam daardeur kyk en net die meriete van elke ding. Hy is Satan homself. Lucifer, liegen, bedrieg se fake profiel is Billy William Seeley. Dis beslis nie so nie. En dan die beledigings. Dan kom 'n ding van Ramkat op. Ramkat wat ek het vir jou is 'n opname waar Ramkat vir Desi in 'n kamer voorgekeer het en gesê het hy gaan haar doodmaak en te kere gaan en dis hoekom hy stil is teenoor my, want Mike Bolles het vir hom gesê, rep jy nou nog 'n woord, dan is jy in die tronk. En dit is 'n deal wat gemaak is met Bolles, dat hy sal nie weer nie, nou daai goed. Ek sien waarmee ek sukkel, waaglike fucking ding, ek kan nie in sy bakkies vaskry met lispende kakpraatjies. Ek kan niks sien van 'n poging om in belang van JB-vennote op te tree nie. Help my reg as ek dit misverstaan. Jong, Louis, kom ek sê vir jou nommer 1, ek is baie versigtig om te praat, want ek weet jou oproepe word almal opgeneem. Ja, dis waar. Ja, so jy moet my nie kwaadlik neem as ek nie regtig vreeslik wil praat op die telefoon nie. Ek is wat ek wel vir jou kan sê in kort. Ek het en dit is waarskynlik nie heeltemal wat jy wil hoor en wat jou vraag duidelik gaan antwoord nie. Ek het betrokke geraak. Ek het bitter min, ek dink jy weet self, ek het bitter min geld. R800. Ja, destyds ingesit en ek wil jou nie verveel met daai gedeelte nie, maar pakkie 3242, pakkie 3366, pakkie 3444, pakkie 354, R200. Waarvan ek R250 teruggekry het. Nou dit is nie wat my ek het destyds betrokke geraak. 'n baie goeie skoolvriend van my het my gevra rondom FDG en ek is 'n finansiële adviseur
Yes. My lewe lank al 33 jaar. Yes. En toe sê ek vir my maat, ek is nie baie seker hierdie mens maak nie 'n quick buck sommer net so nie, maar toe weet ek nog nie hoe werk jou storie nie. Nee, En besigheid nie, ja. Ja, dis ek kom weet jy wat, ek gaan 'n paar rand self insit en net kyk hoe vloei die goeders. Okay. En toe het ek so 'n bietjie ingesit en ek was toe op 'n stadium oor see gewees en toe staan nie meer uitbetaling nie, maar ek het toe nou betrokke geraak by groep 1 by Tanya se groep, by Veronica Peer se groep. Wat daar gebeur het, ons is toe daar weg en na groep 2 toe, wat jy self weet wat op 'n stadium toegemaak het, weens tegniese goeders daar, en toe is groep 3 gestig en toe het ons nou daar gekom. So dit is basies my betrokkenheid daar en ek moet vir jou sê Louis, ek was een van die admins wat op groep 3, ons is net drie admins op groep 3, Sonet, Toy en Belinda, jy kan dit self sien. Daarso. Ja, en ek het van die begin, ek het die reëls opgestel vir groep 3 en gesê, maar hoor hierso, hierdie groep hou ons skoon. Ons soek nie beledigings nie, ons soek nie laster teen daai gedrie. Ek was een van die ouens wat daai tyd gesê het, maar luister, hierdie ding dat mense mekaar belaster en beledig en veral ook vir jou en Desi, jou vrou. Ek hou nie daarvan nie. Ek is nie so groot gemaak nie, dis nie my styl nie en ek het van die begin af gesê hierdie groep moet skoon gehou word. Ja, daar glip hier en daar goeders deur wat ons nie altyd kan sien nie. Ek is nie een van daai ouens hier en daar of in elke plasing. Man, weet jy, ek kan nou nie vir jou sê in elke plaas nie, maar daar glip goeders deur wat ek is nie voltyds op die groep om te kyk wat aangaan daar nie. Ek het ander dinge wat ek moet doen. So my betrokkenheid as admin, ek dink as jy dalk dieper ingegaan het in die plasings en die goeders, sal jy sien dat ek bitter min veral die laaste maand of 2 maande was ek bitter min betrokke gewees. Ek het ook nie 'n skuilprofiel byvoorbeeld nie. So ek opereer nie onder skuil. Ek opereer onder my eie naam, Johan Smit. Dis my naam, dis my profiel op daai groep. Ek het nie 'n ander skuilprofiel waaronder ek opereer nie. So ek is nie daai tipe, jy weet, wat allerhande goeders gaan doen onder vals name en wegkruip agter ander name en daai tipe goeders nie. Louis, ek wil nie regtig vir jou omdat ek weet, jy weet, alles word opgeneem, so ek wil nie regtig vir jou klomp goeders sê nie. Wat ek wel vir jou wil sê is groep 3 is nie daarop uit om jou as mens sleg te beledig en te belaster en daai tipe goeders. Ja, daar kom nou die laaste dat jy daar 'n paar goeders deurgekom. Ek is nie altyd betrokke daarbey, jy weet, om te moderate en daai tipe goeders nie. Belinda en Sonet, hulle moderate daar en gaan aan. So ek sê, dis nie regtig wat jy wil hoor en dit antwoord nie regtig jou vraag. Nee, ek onthou, ek engage met jou voordat ek na hof toe gaan en jou daar aanvat. Dit is hoe ek werk. Ek weet ek kan 'n team uitstuur en jou hele plek vernietig en maak soos wat julle maak met my en vieslik wees en so aan. Maar dis nie my styl nie. My styl is om te engage. Daar's ergens in die Bybel sê hy, terwyl jy met 'n man op pad is na die hof, praat met hom die saak uit. Nou probeer ek die saak met jou uitpraat. Nou, jy sien die aanname wat almal maak is ek is 'n skelm, daarom het ek geen regte nie en ek kan niks sê nie en al noem mense my vrou en my en enigiemand van ons personeel enige ding. Nou ek het jou blad deurgegaan omdat Nikkie het vir my gesê nee, julle het verantwoordelike blad bestuur. En nou sien ek nee, dit is nie waar nie. En ek het 'n advokaat gekry wat spesialiseer hier en dit gaan my 'n moerse klomp geld kos, dit het reeds om op elke een van hierdie kommentaar het ons nou 'n leer saamgestel. Ek kan vir jou foto's stuur. En veral die goed wat Leon van Sail sê daar van Kraaifontein of hy het nou 'n bietjie getrek weer. En goed wat hulle so sê. So ons gaan hof toe, maar
ek wil die hof vermy in die sin van, ek wil mense wat werklik onskuldig is, wil ek nou nie deur 'n lang proses gaan gooi nie. Jy kyk, 'n interdikproses in die Hooggeregshof is 'n baie lang proses. En ek gaan Hooggeregshof toe dat ons baie koste kan ophoop teen die bladbestuur. So, nou het ek met jou daai gesprek en ek wil net hê jy moet asseblief weer gaan kyk na wat julle sê op die blad. Want jy as bladbestuur moet nou verantwoordelikheid neem. Daar's nou 'n lekker stukkie nuwe wetgewing wat nou vir my die geleentheid gee om teen jou op te tree as bladbestuur. Nou die ander twee is onlangs opgebring, maar jy is die hoofadmin gewees wat die ding begin het, so ek praat heel eerste met jou. Ek wil nie beklei nie, inteendeel, ek het nou die admin hoofde, het ek gesê, ek sal die koste betaal, en ek sal selfs mense wat ver is inboek in 'n hotel, en dat hierdie admin mense nou 'n geleentheid kry, saam met julle prokureurs, advokate en myne, om eers om 'n tafel te sit, of net eers alleen. Want hierdie gaan 'n lang hofsaak wees, want ek gaan ook die konstitusionele hof hierby betrek, en mense wat werklik hierdie goed ken. So, ek is bereid om enige hoeveelheid geld agter hierdie dinge aan te gooi. Ek dink jy sou dit ook doen as jy die eer van jou vrou en jou personeel moet beskerm. Ja, natuurlijk. So vir my, hy loop naai lekker kakdag vir jy weet, dit is nog steeds, die goeie wat hier gepraat word, is glad nie 'n poging om die maatskappy vir mense geld terug te kry. Daar is geen so poging. As jy 'n finansiële adviseur is, behoort jy te weet, daar is sekere reëls waarby moet gehou word. So, ek gaan een van een uitknikker, maar ek wil vir jou vra, en ek wil jou 'n kans gee om jouself te redeem hierso op hierdie groep, en gaan kyk na wat hier gesê word. OK? Ja. Kyk daarna soos wat 'n regter daarna gaan kyk, en gaan kyk wat die doel van die blad is, want die doel van die blad moet tog sekerlik gedien word, naamlik om geld terug te kry van mense. Ja, wel, ek meen, Louis, die blad is oorspronklik gestig, groep 1 se blad, Tanya Venter se blad is, ek meen, almal was oorspronklik daar gewees, en daar het ek betrokke geraak, na aanleiding van die vriend van my, wat ook, hy het 'n paar 100.000 ingesit, 200-300, nou nie baie nie, 200-400.000, ek dink hy het alles teruggekry eventueel, ek meen, dis nie kwessie van dat hy dalk het hy 'n paar rand verloor, ek weet, of nie verloor nie, nog nie teruggekry nie, laat ek dit so stel. Okay. Ja, so hy het 'n paar rand nog nie teruggekry nie. So daar het ek betrokke geraak. Ek het nie groep 3 gestig nie. Ek kan nou vir jou sommer onomwonde sê. Ek is so half ingebring, maar ek was nie die stigter van groep 3. As jy miskien, jy weet wat... Nee, ek onthou Stian was. Stian het my kom sien by die lughawe in Kaapstad, en ons het die saak uitgemaak, en so ook met die ou wat ek so gegryp het in die Kaap, ek het sy naam vergeet. Rein Ja, Rein Weber. En hy het my kom sien, en hy het vrede gemaak. So, maar hy was nooit betrokke by groep 3 nie, dit kan ek jou sê. Hy was by groep 2, ja. Ja, hy was nooit in sy eie naam nie, miskien maar 'n fake profiel, weet nie, maar hy was nooit betrokke as 'n moderator of iets van die, ons het hom geban in elk geval op ons groep, ons wil hom nie daar hê nie. Ja. So hy is uit. Ek het op 'n stadium afgegaan van groep 3, want ek was by jou toer gewees, toekomtoer, daar hier in Pretoria, ek was daar. Ja. Ek kon ongelukkig nie langer bly nie, ek sou jou graag wou ontmoet, maar ek het met Nikkie gesels, toe ek loop, ja. En toe het ek weer vir haar, ek het 1 of 2 WhatsApps vrae gestuur om te sê, hoor jy, ek sal eintlik graag vir jou persoonlik wil ontmoet en net met jou gesels. Ek het 'n ander besigheidsidee gehad wat ek nogal gedink het ek dalk met jou wil gesels, wat miskien die Davey Vennote kon gehelp het. Yes. Maar dit niks met die diamante ding, niks daarmee, die heeltemal iets anders. Maar daaroor, dis 'n storie vir 'n ander dag.
toe ek afgegaan van die groep af. Ek was net nie meer lus vir mense wat die heel dag sit op hulle keyboards en vloek en skel en te kere gaan nie. Ek het net gesê maar luister hierso, daar's baie beter dinge in die lewe om te doen as om die heel dag op 'n keyboard te sit en Facebook en mense te skel en te beledig. En dit sluit almal in. Dit sluit jou in, Desi, en dit sluit almal in, lede ook. Dis almal. Toe ek net afgegaan van die groep af, toe sê ek maar luister, ek stel nie meer belang nie, en op 'n stadium het hulle my gevra asseblief kom help net. Dat ons net die groep dan net weer reg kan bestuur en daai tipe goed. En ek is nou so 'n maand terug, as ek nou weer is ek nou weer terug as admin op die groep. Maar ons drie admins werk baie lekker saam. Ons het baie goeie verhouding, goeie vertrouensverhouding en ons Louis, ek waardeer jou oproep regtig baie. Ek is nie 'n vyandig gesinde mens van nature nie. Ek is 'n baie ja, ek kan jou hoor. Ek kan hoor jy is placid. Ja, jy's 'n goeie mens. Ja. Wel, baie dankie. Ja, ek is nie 'n haatdraande mens of daai tipe nie. Ek sal jou die onderneming gee om met die ander twee admins te gaan gesels en vir ek sal uit die aard van die saak vir hulle sê jy het my gebel. As dit reg is met jou. Ja, ek bedoel ek wil nie hierdie goed ook openbaar maak nie. Ek het hierdie gesprek met jou as Louis teenoor jou in persoon, Johan. Ja. Ek dink wat ek vir die likwidateurs gesê het, en dit was ook my klag by die meester van die Hooggeregshof om vir Won nou te verwyder as likwidateur is, en die meester gee my gelyk, want ek bedoel die volgende stap is ek vat hom en gaan kla hom aan by die regter-president. So hulle is besig om te skarrel op die oomblik om vir Won uit te kry voordat ek hom uitkry. Ek hoop, jy weet, mense dink nog steeds ons gaan die saak verloor, maar daar het 'n baie sterk wending gekom die afgelope 24 uur waar ek meen ons gaan nie die saak verloor nie. Maar hoe dit ook al sê, sou ons dit verloor binne 10 dae daarna gaan ons hom uitstem in elk geval. Nou, wat vir my belangrik is in die stadium is om die hitte te laat sak, die temperatuur. Want niemand baat enigsins by wat aangaan op die teen Liebenberg groep. En nog nie een persoon het gebaat daarby nie. Inteendeel, dit maak mense se kanse net slegter en dit gaan net langer hofsaake afgee. En uit die aard van die saak, ek bedoel, Won sit ook op jou groep. Ek ken sy skuilprofiel. Ek weet nie, my skuilprofiel. Ja, hy het 3 skuilprofiele op jou groep. Ek het elke een, dit het my 'n kakkies vol geld gekos om alles te weet van elke persoon op jou groep. En daar, ek weet nie of jy weet dat jy minder as 200 mense met geld in die maatskappy het. Op my groep, op groep 3. Ja. Nee, ek ken nie daai syfer nie. Dis werklik so. Ek kan vir jou die presiese lys gee. En dit het my regtig moeite geverg om uit te vind. Daar is ouens soos Leon van Sail wat geld ingesit het en wat 'n likwidasie aansoek gebring het en ek het hom geïgnoreer. En ek het sy prokureur betaal en toe steel die prokureur die geld omdat hy 'n gambler is en 'n alkoholist. So daar is sulke ouens op jou groep, maar ek ignoreer hulle omdat ek weet ek het die geld betaal in cash. En hy weet dit, die Martins Botha of wat ook al sy naam is. Ek sien hy's ook op jou groep. En ek het die geld vir hom gegee, hy het dit nog by my kom haal by Times Square. So ek kyk nou, ek het elke individu gaan ontleed. Daar's goeie mense, daar's mense wat net dood eenvoudig om die bos gelei is, dit sien ek, maar die temperatuur wat styg, en ek maak ook hierdie oproep omdat jy weet daar's gangs aan alle kante betrokke. En ek het my eie 160 mense as sekuriteit. So die gangs en ons sekuriteit gaan aan mekaar span. Dit is wat gaan gebeur. Ek het dit voorspel van die begin af. Ek het gesê die moontlikheid dat mense gaan doodgaan is dood eenvoudig daar. So wat ek probeer doen is, kom ons sak die temperatuur. Kom ons beledig, as jy vir Newman en Safi beledig, byvoorbeeld, op 'n blad, het jy die hele Johannesburg maffia op jou.
Okay. Dit is een van die op 20 Julie 3 dae gelede het julle vir Jerome Safi en vir en ek weet nie of julle weet dit is mense met meer invloed in Johannesburg in Suid-Afrika 10-1 as wat ek in my lewe nog ontmoet het nie. So hierso spot hulle nou vir Jerome Safi. Nou dit is ouens wat kom en dis net verby. Jy kan maar jou geskiedenis gaan lees. Hy het vir Radovan Kretschmer gewerk, hy het vir Agliotti gewerk. Hy is al saam met my van 2004 af. Okay. En jy weet hoeveel ouens het dood gegaan in daai proses wat 'n ou en wat gebeur is dit is gangs wat teen mekaar opstaan en hierdie ouens wat nou heel onskuldig op jou blad skryf. Hulle bou nou 'n file op jou. En dan en dit is die probleem. En wat ek besig is om te sê vir jou, Klampkoek, kanselier, 1000 KV, verstaan jy, die goed, ons weet ons nou waar hierdie besprekings van Desi se genitalia vandaan kom. Ja, okay. Want ek glad nie toelaat nie, ek remove net eenvoudig daai tipe posts. Maar jy sal sien, dit is daar. Dit is wat ek nou lees. Ek lees dit nou vir jou van jou blad af, Netta de Pre, wat natuurlik ook weer 'n vals profiel is. So my versoek is, gaan jou blad deur en gaan maak seker dat hy die doel dien, want ek het nou 'n advokaat aangestel spesifiek wat spesialiseer in hierdie ding. Ek het baie gesukkel om die regte persone te kry. En Nikki sê vir my, jy's 'n goeie ou. Sy sê vir my, jy is nie eintlik die ou wat hierdie ding so sal wil bedryf nie. Gaan kyk daarna en kyk of ons regtig die doel dien. En dan, ek rig 'n oop uitnodiging aan die admin van die teen Liebenberg blaaie of vyandgroepe, dat ons om 'n tafel sit en dat ons besluit, en ek wil regtig 'n beroep op jou doen. Ek sal die onkoste, as mense moet vlieg, dan vlieg ek hulle. Ek sal die verblyf betaal, ek sal alles, dat ons die temperatuur van hierdie ding afneem. Ek weet nie of jy weet dat die Max ook betrokke is nie. Ja, so op 'n stadium dit agtergekom. Ja, nou ek het die Max gaan sien, ek het gaan sit met hulle, ek ken hulle almal, ek het al die belangrike mense, al die moordenaars en nie moordenaars ken ek baie goed, en ek het met hulle gaan sit en gesê, luister hierso, Whitey, al hierdie ouens, kom ons kry net bietjie die temperatuur af, want dit is presies hoe daai vorige likurateur doodgemaak is. Dit is gangs wat teen mekaar begin beklei, omdat daar belowe is, hulle kan collect. En van hierdie mense hierso is ouens wat ook vir my stuur, hulle kan collect, hulle kan hierdie kry, hulle kan daai kry. Ek vra nou vir jou, as een ou teenoor ander, dit gaan nie nou oor likwidasie en geld nie. Dit gaan oor dreigemente, en wanneer mense se lewe bedreig word, beledig word en so aan, raak dit persoonlik. En wanneer daai goed, en ek praat nie eers, Veronica laat enige ding toe, en ek het vir haar gesê, daar gaan hulle het my, Jana het my kom sien, verlede week, en ek het dit bespreek met hulle, en ek het vir hulle gesê, julle moet net een ding baie, baie mooi besef, hierdie is groot finansiële eise wat julle gaan teen julle kry. Julle moet ergens verantwoordelikheid begin aan die dag lê. 'n Regter gaan nie vir jou sê, okay, omdat hy 'n skelm is, kan jy maar enige ding sê, en nie kan sy vrou dreig en sy personeel en so nie. So as ons dit net uit die pad uit kan kry, want ek voorsien iemand gaan hier so begin seer kry. Dit is iets wat ons moet keer. Ja, nee, ek wil nie Louis, eerlikwaar, ek is nie die tipe ou wat daai tipe goede wil hê nie. En as jy die reëls gaan lees wat ek opgestel het, daar kan dalk 'n sin of twee wees wat jy dalk nie meer saamstem nie, maar oor die algemeen was my standpunt tog altyd gewees dat groep 3, ons wou inteendeel groep 3 se naam net verander het, want dit klink vir my soos 'n dors ding, 1, 2 en 3 en dan voor jy kan sien is daar weer dalk 'n 4 en ek het nou die dag gesê, luister hierso, hierdie ding klink vir my al te veel na 'n DOS rekenaar ding en ons moet heeltemal die naam net verander na iets anders toe, maar in elk geval dit nou daar gelaat. Ek het van die begin af gesê, hierdie groep moet 'n platform wees waar
mense wat voel hulle is benadeel deur die FDG skema of wat ook al, 'n platform hê waar hulle met mekaar kan gesels. Dit moet nie 'n platform wees waar mense mekaar kan begin wat die oomblik wanneer een lid 'n ander lid begin aanval en dan haal ons hulle af. Ons verwyder dit dood eenvoudig. Ek soek nie 'n bekleierery en 'n gebeledigery en 'n laster en daai tipe goeders op daai groep nie. En dit was altyd nog die doel geweest dat dit 'n platform moet wees waar mense kan praat met mekaar en kan sê maar hoorie, ek het hierdie ervaring, ek het daai ervaring en so aan. Dit het ongelukkig ontaard. En soos jy reg sê, jy weet waar daar dinge gesê word teenoor jou, teenoor Daisy, teenoor jou mense in jou kantoor en daai goeders. Ek vat nou byvoorbeeld hierdie inskrywing van Nikki. Is alles alright by jou huis en dan die implikasie dat sy nou diamante rondkarwei en op grond daarvan slaan Wond Victor nou en dit gaan nou sy kuratorskap kos gelukkig, maar sy likwidateer, waaroor ek bly is, ek is mal oor sy balaklava optredes en goed, want dit is ons het nou net gewag daarvoor dat hy nou op sy plek gesit word. Maar nou word daar geïmpliseer, Nikki het hierdie goed by haar huis. Wat is die volgende wat gaan gebeur? Daar gaan 'n aanval op haar huis wees deur kriminele, deur rooftogte, nê. So hierdie is alles goed. Ek weet julle weet dat ek in hoofkantoor by die generaal sit elke week. En ek is besig om hulle file, ek kan hom vir jou afneem hierdie file. Dis 'n geweldige file. En ek bullshit nie. Jy kan maar aanvaar as ek vir jou sê ek doen 'n ding, dan doen ek dit. En ek vra bloot, kom ons as administrasie, as admin, kom ons maak die blaaie skoon, sodat daar nie mense se lewens in gevaar gestel word nie. Die ander het my geïgnoreer tot dusver, maar daar gaan heavy konsekwensies wees. Ek gaan mense se karre en huise vat. Dis wat ek gaan doen. Okay. So ek gaan kyk daarna, gaan kyk na Ramkat se storie oor Rudy. Rudy is op die oomblik 'n baie liewe vriend wat al sy 3de operasie in 3 dae het. Hy veg vir sy lewe en Ramkat is nog steeds besig en ek gaan 'n paar ouens vir Ramkat stuur vanmiddag. Laat ons net bietjie met die mannetjie gesels en kyk of hy weer die paadjie wil loop met my. Want dan kan Desi hom vir verkrachting gaan aankla en in die tronk gooi en hy gaan nie uitkom nie. So ek dink ons moet ophou met hierdie goed. Kom ons hou by die besigheid. Ek was jare lank regsadviseur en self finansiële beplanner, maar net 'n bietjie hoër op. En ek verstaan al daai goed. En ek verstaan wanneer ons by finansies wil bly en by die law wil bly. Dan is dit een ding, maar om so op te tree, dit is mense se persona is nou genoeg aangeval. En ek het die streep getrek en die streep is finaal getrek. Hy is nie 'n bietjie getrek nie, hy is finaal getrek. So elke ou wat my personeel beledig, my vrou beledig, ek gee nie om oor myself nie, jy kan my noem wat jy wil. En hulle in gevaar stel, daai persoon gaan die prys betaal. Okay. So ek waardeer regtig dat ek met jou kon praat. Ja, ek waardeer jou oproep ook. Jy het my nommer, ek het jou nommer. Jy kan praat met my wanneer jy wil. Ek waardeer. Vir jou, wanneer dit nodig is, sal ek vir jou 'n boodskap stuur of wat ook al. Nee, ek hoor wat jy vir my sê en ek sal dit ter harte neem. Baie dankie. En laat ons kyk hoe ons die ding gaan doen as jy op 'n stadium voel maar dit loop nog steeds nie reg wat jy graag wil hê nie, gee my 'n like. Ek sal praat. Baie dankie. Alright. Ek waardeer die gesprek en 'n heerlike dag vir jou. Baie dankie. Groete daar vir Nikki en vir Daisy en ons pot weer. Dankie. Liefde daar. Tata. Bye.